Goeiemôre. Dit was nou nogal 'n geskarrel gewees na die radio-onderhoud van vanoggend. Dis hoekom ek so 'n paar minute laat is. En ja, meeste mense sê nee, jy is so kalm en jy hanteer alles so rustig, maar as 'n mens kyk na 'n eentjie wat swem op die dam, dan lyk hy bo die oppervlak van die water mos baie rustig en hy vaar net so op die water. Maar het julle al gesien hoe lyk dit onder die water? Onder die water gaan daai poetjies net so. So dis maar hoe dit vir my ook is. Buite lyk ek baie kalm, maar hier binne gaan dit net so. Ja, daar was 'n interessante ding, daar was baie interessante dinge wat op die plaas gebeur het, maar die volgende interessante ding wat gebeur het is ons het baie gekruis met Stefanuti Stocks wat 'n projek in die Kongo gehad het. Hulle was subkontrakteurs gewees vir Exxaro, die mynmaatskappy van Suid-Afrika. Almal ken Exxaro. Exxaro het 'n kontrak gekry op 'n myn in die Kongo om ystererts daar uit te haal. En hulle het vir Stefanuti Stocks as konstruksiemaatskappy gesubkontrakteer om die spoorlyn wat van die myn af loop na Point Noir toe, die hawe stad, om daardie spoorlyn te herstel. En ons plaas lê teen die spoorlyn en ons opstal was stapafstand van die spoorlyn af, baie naby. En toe ons nou baie kruis met Stefanuti Stocks, toe wag hulle nog op daardie stadium vir hulle containers om uit Suid-Afrika uit te kom, sodat hulle basiskamp kan oprig in die Kongo, waarvanaf hulle nou gaan werk, waar hulle gaan slaap en bly en waarvanaf hulle gaan werk en hulle store oprig en so aan. En toe het ons koppe bymekaar gesit en besluit, okay, Stefanuti gaan hulle geriewe daar by ons kom oprig, omdat wanneer jy items in die land invat en die belasting daarop betaal en so aan, dan mag jy dit nie weer verwyder uit die land uit nie. So wat ook al Stefanuti daartoe vat, moet daar bly. En hulle sê toe, okay, hulle gaan hulle basiskamp daar by ons oprig, want wanneer die kontrak afgehandel is en hulle onttrek, dan het ons die voordeel van dit wat dan nou daar op die grond is. So toe het hulle vir hulle slaapkamers gebou, ook baie basies, sementvloer met tente eintlik. Wat was dit nou, hout, hulle het houtmure ook gebou, ja, maar hulle het tentdakke gebruik, want hulle het ook tente saamgebring om aanvanklik in te bly, maar toe sê hulle nie, okay, hulle gaan sementvloere gooi en dan die tente bo op die sementvloere opslaan, dis reg, ja. Toe het hulle 10 sulke slaapkamers gebou en daar was 2 beddens in elke slaapkamer. Hulle het ons kombuis baie groter gemaak en aangebou. Hulle het vir hulle self 'n badkamer daar gebou met 3 donkies vir warm water. So het ons fasiliteit geweldig uitgebrei daar. En die klomp mans van Stefanuti is toe nou baie diep beswaard, want hulle sê vandat hulle in die Kongo aangekom het, eet hulle baie sleg, want die 2 Kongolese chefs wat hulle gekry het, maak vir hulle hoender en rys, ontbyt, middag en aandete, en hulle begin nou al siek voel daarvan. Toe het ons saam besluit, okay, ek gaan die kombuis oorneem met die hulp van die chefs. Die chefs gaan die kos maak wat ek vir hulle sê om te maak, want omdat ek nou 'n Suid-Afrikaner is, weet ek wat is die behoefte van Suid-Afrikaners, wat hulle graag wil eet, gebalanseerde maaltye, ontbyt, middag en aandete. En ons het byvoorbeeld vir hulle gevra omdat hulle soveel boumateriaal en toerusting het, om byvoorbeeld vir ons nou shutters voor ons huis se gasvensters op te sit. Sulke kleinerige verbeteringkies. En dan het hulle natuurlik 2 massiewe sterk kragopwekkers gehad, wat hulle daar neergesit het, want hulle het 24 ure 'n dag krag. So toe kon ons ook nou voordeel daar uittrek, want ons het voorheen so 3 ure in die oggende krag gehad, en dan in die middag, die laatmiddag tot in die aand sê maar so 5 tot 6 ure, om dit vir onsself gerieflik en gemaklik te maak, maar toe Stefanuti nou daar kom, toe sê hulle nee, 24 uur krag, klaar. So toe het ons nou 'n lekker upgrade in die proses beleef daar, en Wynand het aangegaan met die boerdery. Hy het te lankal rys geplant en goeie resultate daarmee gekry en baie belangstelling getrek daardeur en so aan.
So toe begin ons prentjie nou so 'n bietjie anders te lyk. Maar die plaaslike bevolking van Makabana, amper sê ek het nou ook verkeerd, want die kinders het gepraat van Bakanana, hulle kon nie Makabana sê nie, maar die plaaslike bevolking van Makabana, die, soos hulle noem, die prefectuur of dan nou die chief, hulle het ons en Stefanuti toe nou genooi vir hulle onafhanklikheidsdag feesvieringe daar in Makabana die dag. Maar ons het eers 'n dag of 2 van tevore, Wynand sê van dit was dieselfde dag, maar okay, maak nou nie saak nie. Ons was eers genooi na die prefektuur se huis toe in Makabana om nou hierdie verrigtinge en die dinge te gaan bespreek. Toe gaan ek en Wynand en die kinders, ons gaan nou na die prefektuur toe in Makabana. Toe ons daar aankom, toe het hy en sy gesin, hulle bly in 'n huis in die dorp, maar daar is nie water en krag in die huis nie. Toe het hulle ons daar op die stoep verwelkom en daai stoep het die mees fantastiese uitsig op die Niari rivier. Dit is iets ongeloofliks. Ek het 'n foto daarvan, maar die foto doen dit regtig geen justice. Dit is so jammer, mense kan dit nie in 'n foto vasvang en oordra nie, maar dit was ongelooflike uitsig. As daai huis krag en water en wifi kan hê, dan sal ek daar gaan bly. Maar ja, fantastiese uitsig. So toe ons daar aankom, toe het hulle ons nou onthaal na die beste van hulle vermoë daar op die stoep van hierdie huis. En die prefektuur het 2 jongerige dogters en 'n seun. En die dogters kom toe daar uitgestap met 'n skinkbord met snacks. Maar die snacks is 'n klomp gherkins en 'n klomp olywe en 'n houertjie met tandestokkies. En ons het dit baie positief ervaar, omdat hulle dit so goed bedoel. Die gesindheid waarmee hulle dit voorsit en die gesindheid, die manier hoe hulle dit voorsit en dat hulle so geëerd voel dat ons daar is om hulle te besoek aan hulle huis. Dit is wat die verskil maak. En dit is iets wat ek definitief onder andere ook in die Kongo geleer het, is gesindheid, né? As jy 'n ete voorsit en dit is 'n baie basiese ete en dit is daar's nie snaakse bykomstighede en fancy goedjies nie. Maar jou gesindheid is mooi en jy bied dit aan die beste na jou vermoë en jy maak dit vir die mense so aangenaam as moontlik, dan maak dit al die verskil. Jy hoef nie uit te hang om dit aangenaam te maak nie. Dit kan baie eenvoudig wees en dit kan baie aangenaam wees. Dit is alles in 'n mens se gesindheid. As jy die beste maak van dit wat tot jou beskikking is. Want onthou, daai mense ken nie ons kultuur nie. Hulle weet nie, okay, dit is nou min of meer koffie of tee tyd en nou eet ons dit of dat saam met tee en koffie daai tyd van die dag nie. Hulle ken nie ons kultuur nie, so maar hulle weet daarom ons eet nie rietrot en slange nie. So toe het hulle vir ons gherkins en olywe voorgesit. En ook wat algemeen is in Afrika, as hulle vir jou iets aanbied om te drink, hulle het toe nou daar uitgekom met 'n bottel Vat 69 whisky, 10:00 in die oggend. So ons eet gherkins en olywe en ons drink whisky 10:00 in die oggend. En wat 'n etiket ding by hulle is hulle bring nie 'n oop bottel drank nie. Hy moet nog steeds geseël wees en dis presies wat hulle doen. Hulle kom uitgestap met die geseelde bottel en dan sit hulle die glasies daar neer en maak hulle die bottel voor jou oop dat jy kan sien dis 'n geseelde bottel en dan skink hulle nou vir jou. En Wynand het sy whisky gedrink en want hulle gee dit vir jou skoon, hè. Daar's nie mix by of water of so nie. En ja, toe sit en sip ek nou maar so bietjies daai tyd van die dag. En Emje het die tandestokkies beet gekry en sulke mannetjies gebou met die olywe en die tandestokkies. Shame, toe voel ek eintlik nogal sleg daaroor dat dit nou is wat hy dink van hulle snacks. Hy bou stokmannetjies en wys dit vir ons en laat die mannetjies met mekaar praat en so. En daarvan het ek ook 'n foto. So dit was eintlik nou nogal vrek snaaks geweest en ons sit en smile net so breed. Hulle moes seker gedink het ons is baie vriendelik. Maar in elk geval, toe praat ons nou daar met die prefektuur en hy sê nou oor die onafhanklikheidsdag feesvieringe en dinge wat gaan plaasvind. En dit is vir hulle baie belangrik en hulle wil hê ons moet deel wees daarvan en alles wat die gemeenskap nou aanbetref en so aan. En toe vertrek ons nou na die feesvieringe toe, so 'n terrein nie ver van daai huis af nie. Waar daar
'n afdak is oor soort van 'n klein paviljoen, kan 'n mens nou maar sê. Dan sit net 'n groot stuk oop grond en dis nou waar die verrigtinge gaan plaasvind. Maar hulle het nogal redelik moeite gedoen want hulle het so 'n paar sambrele opgesit en onder die paviljoen het hulle vir die belangrike besoekers 'n bank neergesit, soos in 'n bank waarop jy sit voor 'n TV. En die mans en dames het hulle self nou op daai bank gaan gemaklik maak, né? Die eregaste seker nou maar van 'n ander streek of so wat nou die onafhanklikheidsdag daar kom deurbring het. En daar was ook iemand wat gepraat het op 'n mikrofoon en 'n soort van 'n assistent wat langs die een staan met die mikrofoon met 'n sambreel bo sy kop, dat hy nou nie so in die son hoef te staan en praat die hele tyd nie. En so het ons nou hierdie dag bygewoon, maar ons het nie 'n idee wat aangaan nie, want hulle almal praat Frans. So ons almal sit nou maar net daar en lyk vriendelik en impressed met hulle feesvieringe. En ek het my verkyk aan hierdie klomp wat op daai bank hier op die paviljoen sit, hoor. Toe sê ek nogal vir Wynand, kyk as jy 'n VIP is, dan sit jy nie op die ingeboude stoele van 'n paviljoen of 'n plastiekstoel nie, jy sit op 'n bank. Dit was my baie snaaks. Daarvan het ek ook 'n foto, maar ek moes mooi afneem om nou nie hierdie mense aanstoot te gee nie. En ja, so het ons nou dit bygewoon en die munisipaliteit is natuurlik daar in hulle volle glorie. So vir elke afdeling wat hulle nou het in die munisipaliteit, is daar 'n groepie mense en dan kom hulle nou verby in 'n soort van 'n parade. Dan doen hulle iets wat daai afdeling van die munisipaliteit verteenwoordig. Ek wonder wat doen daai munisipaliteit, want daar is nie munisipale dienste nie. Maar anyway, toe die klomp wat nou met die finansies werk, elkeen met 'n geldnoot in hulle hand so verby gekom en dan so dansend nou hierdie geld in die lug rondgeswaai, dan is dit nou die finansiële afdeling en dan klap almal nou vir hulle hande en dan gaan hulle nou verby en dan kom die volgende afdeling nou weer verby. En so het ons toe nou die dag in daai bloedige hitte deurgebring en saam met hulle onafhanklikheid gevier. Ja, dit was ook 'n ondervinding en 'n half gewees en ek het nogal 'n redelike klompie foto's daarvan. Ja, en van die res sal ek julle môre verder vertel.